Good afternoon. What a wonderful privilege it is for me to be here with you and having these two beautiful ladies with me this afternoon, Cecilia Cronje and Priscilla Slabbert. And what a privilege to just share a special story, and a story that is a brave story to share, Cecilia, and a story that was really something that shook your world, and had a tremendous impact on yourself, but also on the people in your life. So thank you for being brave enough to share this story today with everyone who will hear this. And we trust that this story of hope, the story of forgiveness, the story of reconciliation, victory, and most of all, the story of victory is going to inspire you today. So I pray that the Holy Spirit will just take this, whatever is said here, and just bring it to you in the way that He has planned for you to hear and receive this message today. So welcome, Cecilia. Cecilia is 'n ma van 3 kinders. Sy die oudste is Jandrey en dan Hanro en dan Ruday. En vandag se storie gaan oor Ruday. Ja. En Cecilia se journey met Ruday en wat met Ruday gebeur het. Ek is baie bevoorreg om vir Ruday te ken. Eintlik was Ruday die eerste een in die gesin wat ek ontmoet het. En die amazing pad wat die Here met hierdie beautiful kind gestap het, wat ek met my oë kon sien. En hoe die Here deur haar hele gesin aangeraak het. En jy sou nooit weet dat sy hierdie goed deurgegaan het. As jy nou na kyk nie. En ja, so dis altyd interessant om baie keer praat 'n mens met iemand wat in die situasie is, maar baie keer het jy nie 'n benul wat gebeur met mense wat saam in die situasie is nie. En vandag is dit een van daai saam in die situasie, want as mense ma is, dan is jy outomaties saam met jou kind in 'n situasie. So Celia, wil jy ons vertel hoe jy groot geword? Vertel ons 'n bietjie van jou agtergrond, jou kinderjare. Ja, ek is een van 2 kinders. Ek is die jongste. My boetie is 2 jaar ouer as ek. Ons was in 'n gemiddelde huis gewees. My pa was 'n fabriekswerker gewees. My ma was stay-at-home mom. My boetie het so 'n bietjie special needs gehad. Hy het ortodonsie nodig gehad, hy het epilepsie gehad. En dit het alles, die epilepsie het gekom van sy geboorte af. So ek was half nie regtig ooit genoudis, as ek dit so kan stel, want ek was die sterk ene. Daar was niks fout met my nie. Jy moes maar net aangaan. Ek moes maar net aangaan en maar dit het ook gelukkig met my ma uitgesort nou in my ouer later met die siel goed gedeel, hè. En toe ek jonger was dit vir my 'n issue geweest, want ek het half gevoel, maar niemand sien my raak. Verwerping, né? Yes. So ek het maar 'n baie stormagtige tienerlewe gehad. En met die gevolg verkeerde keuses wat ek gemaak het, en ek het op die ou end opgeëindig as 'n enkel mamma met die 3 kindertjies. Okay. So, maar verder was my grootwordjare was heel normaal. Ons het 4 keer 'n jaar op vakansies gegaan. Ons het kerk toe gegaan. 'n goeie verhouding. Goeie verhouding. Dit was vir my was dit normaal. Tot ek ouer geword en besef het, maar hoorie, so dis nie so normaal nie. Daar's goedjies wat anders was, maar ja, anders is dit. Bestaan nie 'n So jy sê, terwyl jy nou, jy praat van, jy het partymal gevoel dat jy nie raak gesien was nie, as kind nou, nie. Hierdie wat jy nou, jy kan hierdie nou voice, maar as kind het jy dit nie regtig verstaan nie, en jy kon dit nie voice toe nie, né? Nee, glad nie. Ja. So, ek gaan nou die Engels gebruik, I was acting out. Yes. Om die attention te kry, wat ek so na gekry het. Yes. Because I just wanted to be seen and acknowledged, en Yes. ek het so goed gedoen in alles wat ek gedoen het, alles wat ek aangepak het, en niemand het ooit vir my gesê, well done. En dis iets wat ek
my persoonlikheid is so. Ek hou daarvan om te hoor, hoor so dankie. Nie altyd nie, maar of nie heeldag nie, maar sê net vir my dankie. Just daai acknowledgement en ek het net gevoel ek het dit nie gehad nie. Yes. Soos toe ek hokkie gespeel het, was my ma nooit daar nie. Sy was by my boetie se skool, want hy was in die tech gewees. En dan het ek gevoel, maar hoekom kom kyk sy nie ook hokkie speel nie? Ek het briljant hokkie gespeel. Verstaan jy? So dit was sulke klein goedjies en wat ek besluit het, ek gaan nie my kinders so laat voel nie. Ek het daai besluit geneem. Ek sal hulle acknowledge in alles wat hulle doen. En ek doen dit nou nog. Ek meen, Jandre is 'n man van 32 en Andrew is 'n man van 30 en ek doen dit nog steeds. Yes. As hulle iets achieve, sê ek vir hulle, well done, ek is so trots op jou. Because it's something people need to hear. Yes. Jou kinders moet dit hoor. Yes. Of dit nou 'n klein achievement of 'n groot achievement is, dis iets wat kinders moet hoor. Yes. Want dit is wat hulle vorm. Dit is wat hulle daai grounded Self. gevoel gee van self Yes. en I do matter. Yes. Wat ek doen maak saak. Want jy was die een wat nou presies ervaar het wat die teenoorgestelde is, né? Yes. So jy daai effek ervaar dat jy gevoel het uit daai so die root is absoluut rejection, né? So Presies. uit daai rejection uit het jy gereact, né? Yes. En jy het in goed betrokke geraak wat jy nie moes nie. En jy het in enige verhouding betrokke geraak just to have that acceptance. Yes. Wat nie noodwendig die regte keuse was vir jou of die Here se keuse was vir jou nie, but just to fill that emptiness of rejection. En dit kan niks van daai kan daai emptiness vul nie. Niks nie. Ons het net so 'n bietjie vroeër met Sonet ook gesels en dis presies ook iets wat sy gesê het is jy kan enigiets straai om daai gat toe te maak in jou siel. Inteendeel, elke keer as jy iets doen wat buite God se wil is, dan het jy net leer gevoel en meer as 'n failure gevoel. Elke keer as jy vir jouself in die spieël kyk en dan dink jy, maar hoekom? Hoekom het jy dit nou gedoen? Jy weet dit laat jou nie goed voel nie. So dit is eintlik soos 'n So jy gaan net om 'n sirkel die hele tyd en you never get to the root of it. Nooit. Tot jy eendag by die Here uitkom en die Here vir jou siel kom gesond maak en jy met daai goed kan deel. Toe is jy 'n enkel ma, Celia. Ja. Wat se challenges het jy daar ervaar? Dit was ek dink die groot ding was dit was my keuse, want ek het besluit ek gaan nie my kinders in 'n huis grootmaak waar hulle Minder is. nie. So al moet ek over and above alles gaan, sal ek vir hulle volgens God se wil. Want hierdie kindertjies is vir my geleen. Dis nie my eiendom nie. So wat ek met hulle lewe doen en hoe ek hulle vorm, I'm going to answer to God. Niemand anders nie. So dit was my grootste ding is om my kinders gebalanseerd groot te maak, sover as wat dit vir my moontlik was. Ja. Wat se rol het die Here in daai tyd in jou lewe gespeel? Was jy so na die Here? Het jy daai relationship met die Here gehad wat jy nou het? Ek dink net nie ek het op daai stadium regtig die Heilige Gees geken, of nie geken nie, maar ek het nie sy stem gehoor en my geestelike ore was nog nie oop nie. Yes. So ek het gebid, dag en nag. Ek onthou ek het in Sonnenpark gebly en reg langs ons was 'n volstasie. En ek het elke aand gebid en gesê, Here asseblief, want hulle het baie die volstasie geroof langs ons. En dan het ek gesê, Here asseblief, beskerm my kinders. Hulle kan my vat en gaan doen wat hulle wil, maar moenie net laat hulle na by my kinders kom nie. Jy weet, so ja. Ja, ek dink is elke ma se Ja, mense worry oor dit. ja. Ja. Jy weet veral omdat Jandre was graad 1 gewees, Andrew was 5 en Rudy was toe 'n pasgebore baba. Maar was jy heeltemal alleen of was jou ouers Heeltemal. betrokke? Nee, ek was my ouers het in Arkenpark gebly, maar ek was alleen met die 3. Ek het hulle alleen grootgemaak, ja. En in daai tyd, Siel, wat was jou verhouding met jou ma, met jou ouers? Nie sleg nie. Kyk, hulle het my gehelp waar hulle kon, so as ek moes skof te werk of as ek Dan nie by die huis kon kinders wees by nie, was hulle hulle daar. gewees. Ek het ook 'n baie dierbare bediende gehad. Wat as ek nou laat moes werk, het sy oorgeslaap. En sy was 'n boesman, so sy het vir my kinders Afrikaanse stories gelees. Sy het as daar 'n soompie uit was of 'n knoopie af was, het sy dit, want ek het op baie stadium nog my eie besigheid gehad. So ek het 'n support structure gehad. Maar in die aand as jou deur toe gaan, is jy alleen. Yes.
Yes, en daai loneliness. Ja, weet jy, ek dink ek het die loneliness gevul met my kinders. My hele lewe het om hulle gedraai. Ons het al saam gedoen. Ek het met die seuns gestoei op die mat en gelukkig was daar mense in my lewe wat vir my op 'n stadium het ek gedink, "Jesus, hoe deel ek my aandag tussen die 3 van hulle?" En die vrou het vir my gesê, "Maar moenie, jy kan nie dit doen nie." Yes. So sy het vir my gesê, "Begin by die jongste. Vat haar, gee haar kossies, bad haar, spandeer tyd met haar, kry haar nie slaap, sit haar in die bed. En dan die volgende een, en dan die volgende een." En ek glo die Here het daai persoon gestuur om my te help om te kan cope. Yes. Want as ek nou terugdink aan dink ek, I don't know how I did it. Yes. Maar dit was nie ek nie, God het oorgeneem. Ja. En God het daai persoon op my pad gestuur om my te leer hoe om my aandag te verdeel tussen die 3 van hulle. So elkeen van hulle het geweet, elke aand het ek my 15 minute tot 'n halfuur met mamma, net ek en mamma. En die ander het ook geweet, dan pla jy nie. As Andrew wou hê ons moes bolle makkiesies op die mat doen vir daai 15 minute, is dit wat ons gedoen het. En as Jandre wou gehad het, ons moet dit doen, dan doen ons dit. So, hulle het gevoel, dis my en mamma se tyd. En even nou, so dat hulle groot is, Jandre is nou in Canada, maar ek hou daarvan om alleen tyd met my kinders te spandeer, en dan gaan doen ons iets wat net ons kan doen. Kan ons kom by die by dit wat gebeur het. Wil jy ons deurstap met wat gebeur het met Rodai? Wat gelei het daartoe dat jy agtergekom het dat sy gemolesteer is? Wil jy daaroor praat? Wil jy vir ons verduidelik wat gebeur het? Hoe oud was sy en Ek het gewerk na ek my besigheid laat likwideer het, want dit was moeilik met die 3 kinders, want ek het 'n sekuriteitsfirma gehad, en dit was moeilik om te juggle tussen, want ek het alles gedoen, ek het die invoicing gedoen, die bemarking, en ek het die wagte self gaan plaas by die verskillende sites. So dit was moeilik met die 3 van hulle. Toe dit net die 2 seuns was dit nog half maklik, want hulle seuns, maar met Rodaitjie was dit vir my moeilik. Toe sy nou 'n babietjie, en ek wil nie haar aan dit blootgestel het nie, want jy weet nie waar kom hulle vandaan in. En so toe het ek by 'n prokureur gaan werk, en van daar af is ek toe nou na 'n eienaarsagentskap toe. So toe het ek daar gewerk, en toe vra hulle vir my of ek sou belangstel om vir hulle 'n tak te gaan bestuur in Natal. Dus ek, ja, het klink vir my na 'n goeie plan. So toe het ons verhuis Natal toe. Rodaitjie was op daai stadium so 4 jaar oud gewees. Ja, 4-5 jaar. En so toe is ek weg van my ouers af. En Die ouers het jou baie gehelp. Hulle het my baie gehelp, hulle het my baie ondersteun, ja. Want uit die aard van die saak, daar was nie 'n man betrokke nie, so. En ons het toe nou Natal toe getrek, en dit was 1 Desember, dit was hier November, het my pa so vir 2 weke afgekom Natal toe, en hy het my kom help, en daar was rakke wat ek wou opsit, so klein werkies daar in en om die huis. En ek het toe nou besluit, ek gaan Rodaitjie by hom los, bedag sy na nie kleuterskool te vat nie, want sy het oupa lanklaas gesien. En toe my pa weg is, toe het sy met verskriklike snaakse gedragspatrone begin, so sy kan nie sluk nie, sy sê sy kan nie sluk nie. En in die nag, hoe oud was sy toe? Sy was toe 5. 5. En sy het van geboorte af het sy by my geslaap. So, en toe begin sy met die storie dat ek met my vinger op haar pols moet slaap, die heel nag. So sy sal wakker word en vir my sê, mamma, sit jou vinger op my pols. Dan sê ek van my, hoekom my liefde? En dan sê sy vir my, want mamma moet voel of my hartjie nog klop. En aanvanklik toe sy dit goed vir jou sê, het jy dadelik gedink was iets fout, of het jy ek het nie verstaan nie. Ek het nie verstaan wat aangaan. Dis net 'n kind, sy's nou gaan deur 'n stadium. Nee, ek het geweet daar's iets fout, maar ek het nie geweet wat nie. Okay. So, maar ek moet sê my 2 seuns was op baie, Jandre was op daai stadium toe nou al redelik groot. So wat hy gedoen het, omdat sy nie kon sluk nie, wou sy nie eet nie. So hy sou vir haar piesangwyn gedruk het en dit met yoghurt gemeng het, dat sy dit kan drink. So ons is toe nou, toe die skool sluit in Desember, toe ons nou opgekom hiernatoe om nou vakansie te kom hou of te kom kuier. En omdat sy het klaar vir my 'n probleem gehad om mense te vertrou, so ek wou nie na 'n vreemde dokter toe vat om nou te kyk wat is fout met haar nie. So ek het toe nou by my
GP wat my geboortes gedoen het en wat saam met my kinders op pad gestap het. Ek het by hom toe nou 'n afspraak gemaak. So ons het, kom ons sê argumentshalwe, ons het die donderdag deurgekom en ek het vir die Vrydag 'n afspraak gemaak vir haar. Maar God het geweet. He knew. Daai afspraak moes gewees het vir daai dag. Want ons het hier aangekom en die volgende oggend het ek opgestaan en ek het haar gereed gemaak om dokter toe te gaan en ek het myself reg gekry. En ek sê toe volgende, lê by oupa, dan kyk jy saam met oupa cartoons. Want my ma het 'n TV in hulle kamer gehad. En sy het toe nou gegaan en ek was besig en ek roep haar toe, net voor ons gaan, om net seker te maak, haar haartjies is nog netjies en haar kleertjies is nie vuil of so nie. En my kinders het geweet, ek het 'n goue reël, omdat ek alleen was, het ek altyd vir hulle gesê, as ek julle roep, antwoord my en kom dadelik. So ek het haar geroep. Sy het my geantwoord, maar sy het nie gekom nie. En die tweede keer toe roep ek haar en sy het geantwoord en nie gekom nie. En die derde keer wat ek toe nou roep, toe raak ek half geïrriteerd en my ma het 'n lang huis gehad en ek het uit die kamer uitgestap en ek het afgestap in die gang en toe ek afstap in die gang, toe kom sy uit my ma se kamer uit. Haar oogies is so groot so spierings en agter haar is my pa gewees. En ek kon sien my pa se gesig en onmiddellik het ek geweet, something happened, maar ek het gedog oupa het net met haar geraas. Maar sy kom toe na my toe en ek sien toe nou sy's verboureerd. En ek vat haar toe in die kamer en maak die deur toe. En ek sê toe vir haar, my liefde, wat is fout? En eers sê sy niks nie. Ek sê vir haar, jy kan vir mamma sê. En toe sê sy vir my, oupa Peter, en sy hou nie daarvan nie. Ekskuus. Ek gedink ek gaan nou weer huil nie. Dis okay. En ek kan nie vir jou sê, daai gevoel van, ek kan nie vir jou sê wat het ek gevoel nie, dit was asof iemand lood in my gegooi het, ek kon nie beweeg nie, ek het haar net gevat en teen my vasgedruk, net vir haar gesê, het sal okay wees. En toe met die gevoel het ek nie geweet, wat nou volgende nie, toe ek die kamerdeur oopmaak, toe is my pa weg. Toe het hy in die bakkie geklim en gery. Maar dit was ook God se besturing, want ek weet nie wat ek sou gedoen het nie. Ja. En gelukkig is toe na ons afspraak en die dokter is ook 'n mooi kind van die Here. En ek het by hom gekom en ek het vir hom gesê, luister, dis die rede hoekom ek eintlik gekom het. Maar dit het nou bietjie verander. En gelukkig het hy baie met dit al blykbaar te doen gehad en hy sê toe vir my, nou die volgende wat ek gaan sê is baie belangrik vir enige mamma of vrou wat in hierdie situasie is. Daar is sekere stappe wat jy moet doen as jy besluit jy gaan die regs opsie gaan en die persoon laat. My vraag ekskuus. Toe jou pa nou weg is en vir die afspraak die volgende dag, was jy daai aand toe nog daar? Nou, die afspraak was dieselfde dag. Nee, ek het daar aangekom, die volgende dag was die afspraak. O, okay. En die dag wat dit gebeur het, was jy nog by jou ouers se huis toe die aand? Nee, kyk die oggend Die is ek op pad dokter toe gewees, ja. En so die aand het ek nie weer daar geslaap O, nie. ja, dis eintlik wat ek wou. Nee. So jy het nie met hom gepraat of enige Glad nie, nee. Ek het net, gelukkig, omdat ek van Natal af gekom het ek die verskoning gehad, ek het my boetjie ook lanklaas gesien. So, om my kind te beskerm en om haar, want sy is nou doodbang gewees, het ek vinnig ons klere gepak. En jy het ook nie met jou ma gepraat nie? Nee, ek het nie vir haar gesê nie, nie 'n woord nie, want die polisie het ook vir my gesê ek moet stil bly. So Siel, gaan nou terug wat jy gesê het, belangrik as jy dit wil. Ja, vir enige vrou wat, of 'n ma met 'n kind, die stappe wat jy volg is baie belangrik. Want die dokter het vir my gesê, ek moet onmiddellik polisie toe gaan en die saak gaan aanmeld. Ja. En dan gaan hulle vir my 'n vorm gee, wat ek terug moet vat na die dokter toe. Want sou die dokter haar ondersoek het, voor hy daai vorm gekry het van die polisie af, kan hulle daai evidence uitgooi. Want daar's dus so tampering met evidence. So, en juis omdat dit toe nou weer gebeur het. Hoe? In daai oomblik het jy gekoop om dit te kan doen. Dis jou pa. Was net die Here, want
ek kan nie nou vir jou sê nie, baie van daai het my brein uitgebly. Maar ek het net geweet ek moet my kind rustig hou. En sy moet nie haar vertroue in my verloor. Wat het jy gedoen om haar te reassure dat dit wat sy jou vertel het okay is en dat jy haar glo en wat het jy gedoen, want dit is baie keer waarmee baie mense, groot mense sukkel, Ja. wat as kind gemolesteer is en wat wel vir hulle ouers gesê het daarvan, maar die ouers het nie iets gedoen nie. En met daai mense is daar soveel mense wat met goed in hulle siel sit as gevolg van dit, wat 'n meisietjie vir haar ma gesê het, haar stiefpa karring aan haar oom karring aan haar, maar dan het die ma gesê, nee man, dis nie die waarheid nie, nee man, dis nie so erg nie, nee man, dis nie, en dit net probeer cover het, as gevolg van die situasie waar die ma baie keer in was, maar die kind het daai trauma ervaar, maar wat het gevoel net, okay, ek moet seker nou maar net cope hiermee, want my ma gaan nie my help nie. Wat het jy in daai situasie gedoen? Ek bedoel, niemand kan enige mens voorberei vir so 'n situasie nie. Nee. Niemand kan jou voor die tyd leer om so iets te hanteer nie, want jou eerste instik is om jou kind te beskerm. En ek seker in jou geval was dit presies dit. Jy het net haar laat ervaar, jy glo haar, en you're gonna defend her.